Vandag duik ons in 'n onderwerp wat baie mense dalk ongemaklik maak, maar wat ons regtig moet verstaan: amputasie van die onderste ledemaat. En ons gaan sien dis baie meer as net 'n laaste desperate uitweg. Kom ons skop dadelik af met 'n stelling wat jou dalk gaan verras. Amputasie moet beskou word as 'n rekonstruktiewe en definitiewe behandelingsopsie. Sien, dis nie die einde nie, dis 'n nuwe begin. Dit verander heeltemal hoe mense hieroor dink, nê? Nee. 60.000. Dis 'n groot getal. Dis min of meer hoeveel mense net in die VSA alleen elke jaar 'n groot amputasie van 'n onderste ledemaat ondergaan. So ja, dis 'n ernstige gesondheidskwessie wat ons aandag nodig het. So, hoe lyk hierdie hele proses dan regtig? En belangriker nog, wie is die mense wat hierdie pad moet stap? Om dit te verstaan, gaan ons saam op hierdie reis van die heel eerste risikofaktore tot by die lewe na die operasie. Reg, kom ons spring weg met die eerste en dalk die belangrikste punt. 'n Amputasie is nie 'n mislukking nie. Dis 'n behandeling. Kyk, die hoofdoel hier is eintlik tweeledig. Eerstens, om weefsel te verwyder wat besmet of dood is, en tweedens, om vir daardie pasiënt die langste, mees funksionele ledemaat moontlik te gee. So die sleutelwoord hier is rekonstruktief. Dit gaan daaroor om die pasiënt se lewenskwaliteit en funksie te verbeter. Dis 'n plan vorentoe, nie 'n teken van opgee nie. Goed, so wie loop dan die grootste risiko? Kom ons kyk bietjie na wie die meeste hierdeur geraak word. Wel, die twee groot name wat hier opkom is diabetes en perifere arteriële siekte, of PAS. Iemand met diabetes het 'n 8 keer hoër risiko. 8 keer. En dis gewoonlik as gevolg van daai gevaarlike kombinasie van senuweeskade, infeksie en juis daai swak bloedvloei van PAS. En dis nie net medies nie. Waar jy woon, speel ook 'n reuse rol. Studies wys groot verskille in amputasiekoerse tussen verskillende streke. Dis nogal iets om oor te dink. Jou poskode kan letterlik 'n impak hê op jou behandeling. Ras en etnisiteit speel ook 'n rol en dis nogal 'n ontstellende een. Die data wys dat selfs as jy vir diabetes kontroleer, is dit meer waarskynlik dat swart pasiënte 'n amputasie ondergaan, terwyl wit pasiënte meer dikwels ledemaatreddende chirurgie kry. En dan is daar die kwessie van geld en versekering. Pasiënte sonder versekering of met 'n laer inkomste het 'n baie hoër kans op 'n primêre amputasie. So, ja, dit wys net weer daai kritiese gaping in toegang tot gesondheidsorg. Hierdie grafiek sit daai data nou in prentjievorm en die kontras is skerp. Kyk net hier na die verskillende koerse vir pasiënte met diabetes, opgedeel volgens ras. Dis wel die ongelykheid is reg voor ons oë. En dis nie al nie, geslag speel ook 'n rol. Soos jy hier kan sien, is man se risiko merkbaar hoër as vrouens se. Dis nog 'n stukkie van hierdie komplekse legkaart. Goed, al hierdie faktore lei ons na 'n ongelooflike moeilike oomblik, die kritieke keuse. Dis die oomblik waar die chirurg en die pasiënt moet besluit, probeer ons die ledemaat red of is amputasie die beste pad vorentoe? En dis glad nie 'n maklike keuse nie. Aan die een kant, as jy 'n goeie risikopasiënt het met minimale weefselskade en goeie are vir oorplanting, dan probeer jy natuurlik die ledemaat red. Maar aan die ander kant, as die pasiënt se algemene gesondheid swak is, die voet ernstig beskadig is of hulle reeds baie broos is, dan word primêre amputasie 'n ernstiger oorweging. Dis 'n fyn balans. Om te help met hierdie moeilike besluit, het chirurge gelukkige gereedskap. Een daarvan is die WIFI-klassifikasiestelsel. Dit klink ingewikkeld, maar dit staan vir 3 goed: wond, ischemie, dis basies hoe goed die bloed vloei, en voetinfeksie. Dit gee hulle 'n gestandaardiseerde manier om die risiko te assesseer. Goed, die besluit is geneem. Nou verskuif die fokus na die operasie self en natuurlik die lang pad van herstel wat voorlê. Kyk, die pasiënt se reis is soveel meer as net die operasie. Dis 'n proses wat oor 5 duidelike stadiums strek, van die besluit voor die tyd tot in die hospitaal en dan die lang pad van herstel en aanpassing. Ons praat hier van 'n tydperk van 12 tot 18 maande met 'n hele span spesialiste wat saamwerk. En die operasie self, dit het 3 baie duidelike toekomsgerigte doelwitte. 1. Raak ontslae van al die slegte weefsel. 2. Sorg vir goeie, ongekompliseerde genesing. En 3, en hierdie is krities, skep 'n stomp wat perfek is om later 'n funksionele protese te kan dra.
Alles is gefokus op die lewe na die operasie. Dit bring ons by die laaste deel, die lewe na ledemaatverlies. Wat hou rehabilitasie in en wat is die realiteite? Wel, kom ons praat oor energie. Vir iemand met 'n onder die knie amputasie kos dit 40% meer energie om te loop as vir iemand met 2 bene. Dis 'n enorme fisiese aanpassing wat die liggaam moet maak. En as dit 'n bo die knie amputasie is, dan skiet hy syfer op na almintige 70% meer energie. 70%. En dit is presies hoekom chirurge alles in haar vermoë sal doen om daai kniegewrig te probeer red. Dit maak 'n wêreldse verskil vir die pasiënt se mobiliteit en energieverbruik. Maar dis nie net fisies nie, glad nie. Die psigologiese impak is massief. Depressie is baie algemeen. Die bronne vergelyk die verlies van 'n ledemaat selfs met die verlies van 'n eggenoot. So suksesvolle herstel beteken jy moet na die hele mens kyk, liggaam en gees. So, hoe lyk die pad vorentoe dan? Die antwoord is duidelik: spanwerk. Die beste uitkomste kom wanneer 'n hele span, chirurge, terapeute, prostatiste, sielkundiges, saamwerk om die pasiënt deur die hele proses te ondersteun. Dit is die enigste manier om dit regtig suksesvol te doen. So, dit los ons met 'n groot vraag, né? Met 'n bevolking wat ouer word en diabetes wat aanhou toeneem, hoe sorg ons dat 'n amputasie nie gesien word as die einde van die pad nie, maar eerder as 'n goed ondersteunde begin van 'n nuwe hoofstuk? Die fokus moet skuif weg van net 'n ledemaat probeer red, na om 'n hele menselewe te red met waardigheid en met al die ondersteuning wat hulle verdien.